Is jy lief vir die Here vanmôre? Ek gaan dit maar weer vra. Is jy lief vir die Here vanmôre? En ek kan 'n bietjie beter. Dan moet ek opgewonde wees in die Here. Hierdie, jy sien hier by ons kerk, hier ons strand, is daar nie 'n bordjie buite wat sê Stilte Kerk nie. Weet, so hier slaap niemand, hier hou ons kerk, hier maak ons die naam van die Here groot, en ons maak 'n joyful noise unto the Lord. Prys die naam van die Here. Is jy opgewonde oor hierdie week? Ek dink hierdie gaan ons week wees met Paasnaweek wat voor lê. Ek wil iets doen voor ek by die woord kom. Baie van u wat op die groep is, weet dat hierdie is ook ons week, se gebedsweek waar ons bid vir revival. So ons bid vir revival, nie net vir Paasnaweek nie, maar permanent. So dit gaan nie 'n einde hê. We're going to pray for revival, and when the revival comes, we're going to still pray for revival. En ek deel dit gister weer met die kerkraad. Ek kan nou nie die ou se naam onthou nie, maar hy maak die stelling, the only reason we are prepared, we don't have revival, is because we are prepared to live without it. So the only reason we don't have the revival is because we are prepared to live without it. Want ons bid nie daarvoor nie, ons vra nie daarvoor nie, en ons bly nie. Ek weet, sonder herlewing, en as ek praat van herlewing, praat ek nie van 'n lekker tyd in die kerk nie. Ek praat van 'n beweging van die Heilige Gees, wat gesinne gaan omkeer, wat mense gaan omkeer, wat slawe gaan vrymaak, wat sondaars gaan red, wat jou kinders gaan red, wat jou man gaan red, wat jou vrou gaan red, wat gaan inkom, en Leidenburg gaan red, wat hierdie dorp gaan omkeer, wat dwelmslawe en dwelmdealers se siele gaan red. Ek bid van 'n beweging van die Heilige Gees wat groter is as die kerk se 4 muur. So we are praying for revival, want God het dit op ons hart gelê, en die oomblik toe ons daarmee begin, toe sien ek reg oor die wêreld, is dit, dat almal het ewe skielik revival. God het met hulle gepraat oor, die Heilige Gees praat oor ons dieselfde. So ons begin vandag met die 7 dae gemeente gebed, en vas as jy wil, jy kan jou naam by Angeline opgee, as jy nie die boodskap die groep gekry het nie, kontak my, ek sê, maar ons kom vanavond as jy hier 5 uur met mekaar. So 5 uur kom die intercessors by mekaar, maar ek wil vanavond almal uitnooi, wat 5 uur saam met ons wil begin bid, hierdie week, vir Paasnaweek. Ja, vanavond is dit ook, nie net vir intercessors nie, ek wil almal uitnooi, om 5 uur te wees, om saam met ons gaan net bid. We're just going to pray for this weekend for revival, and for the weekend. So ek gooi almal uit. Ek het dit nie met die intercessors bespreek, iets wat die Heilige Gees vanoggend op my hart gelê. So ek wil vra almal wat saam met ons wil kom bid 5 uur. Kom en ons gaan die aangesig van die Here soek vir herlewing en vir hierdie week, en ek dink vanaand gaan die vuur alreeds val. Prys die naam van die Here. Ek wil vanmôre met die praat. Vandag 2000 jaar terug word van vandag gepraat as die Palmsondag. As die Palmsondag. Vandag is die dag gewees waar Jesus sy disippels gestuur het en hulle gesê, gaan kry vir my daai ou eseltjie, daai donkietjie wat daar is, bring vir my hierdie donkie, en dan gaan hy op hierdie donkie se rug klim, en dan gaan hy in Jerusalem inry, en hulle die palmtakke gevat en klere en voor hom neergegooi, en hy so met 'n gejuig, en hulle het oor hom uitgeroep, Hosanna, en al die ek wil vanmôre net so 'n bietjie praat daaroor, oor hierdie Palmsondag. En in Matteus, wil ek net eers lees, Matteus 1 vers 20 en 21, en dan gaan ons na Matteus 21 vanaf vers 1 toe. Matteus 1 is waar die engel van die Here kom praat en met Josef, Maria se man kom praat en kom bevestig dat sy gaan swanger wees met Jesus. So hy sê dan vers 20, maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid,
wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit is Jesus wat sy volk van hulle sonde sal verlos. As jy nie bly uitgekom nie. Ek is so dankbaar teenoor die Here. Matteus 21 vanaf vers 1 tot 9, waar die intog plaasgevind het. Matteus 21 vanaf vers 1 tot en met vers 9. En toe hulle naby Jerusalem gekom het en Betfage en aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle: gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle hulle antwoord: die Here het hulle nodig, en dadelik sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur sodat dit vervul sou word, die woord wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die dogter van Sion: kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n pakdier. En die disippels het gegaan en gedoen soos wat Jesus hulle beveel het, en die esel en die vul gebring, en hulle het hulle klere daarop gelê, en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad opgegooi, en 'n ander het die takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die wat voorgeloop het en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. Prys die naam van die Here. Ek wil vanmôre met u praat op hierdie stadium, toe hulle hier Hosanna uitgeroep het. Nou daar's 'n rede hoekom hulle kledingstukke en palmtakke en takke so voor iemand uitgegooi het. Dit is gewoonlik wanneer daar iemand gekom het wat victory gedoen het, soos 'n groot soldaat of 'n kruisman of 'n prins of 'n koning of iemand het kom en hy het victorious gewees oor 'n battle, dan het hulle voor hom hierdie palmtakke uitgegooi. Weet jy, toe Jesus kom, toe weet hulle dat hy is die koning van die konings en hy is die Here van die leerskade en dat hy is victorious. Met ander woorde, hy het nog nie eers die victory gehad nie, maar hulle het oor hom uitgeroep en gesê, hy is die ene wat gekom, wat ons gaan verlos. Maar die ding is dat hulle het op daai stadium gedink dat hy gaan kom om hulle te verlos uit hierdie situasies uit waar hulle is. So hulle het gedink dat Jesus kom net om ons los te maak uit slawerny en hierdie aardse goeders, hierdie dinge wat ons kan sien. So Palm Sunday praat van Jesus' arrival in Jerusalem, where the crowds greeted him with palm branches and shouted Hosanna. En hierdie woord Hosanna beteken save us now, of die direkte Hebreëse vertaling praat van to save us of help us. So hierdie woord Hosanna beteken save us now. Uitroep, waar hulle uitroep, Here red ons nou, Here verlos ons nou, Here doen nou vir ons iets. En terwyl hulle dit uitgeroep het, het hulle hierdie idee gehad dat hy is die Messias, maar hy gaan kom om ons nou hier dinge te kom verander wat ons nou nodig het. Min het hulle geweet dat hy gekom om hulle los te koop uit iets groters uit. Min het hulle geweet dat daar is 'n groter mag waaruit hy hulle wil kom loskoop, en dit is die mag van die vyand, en nie noodwendig die Romeine en al hierdie ouens nie. Dat God het iets gesien wat hulle nie gesien het nie. They thought they needed deliverance
killings van the Romans en van die regering en van al hierdie dinge. Maar hy het gesien dat hulle het verlossing nodig van die koning van duisende, hierdie ou wat op die aarde is, Satan, en hy het gekom en sê, ek het gekom om my volk te verlos van hulle sondes. Ek het gekom om die dood te oorwin, om die sleutels van die doderyk weg te vat, om vir die dood te kan sê, waar is jou angel, doderyk. Hy het gekom vir iets wat hulle nie eens besef het, hulle nodig het nie. En baie van ons sit vanmôre in hierdie plek, en jy dink, dat Here, maar as jy net vanmôre in my omstandighede ingryp, ek wil net hê die Here moet goed in my huwelik verander, ek wil net hê die Here moet goed by my werk verander, en ons roep die Here, maar ag Here, help ons, maar ons besef nie eintlik, het ek nodig dat God iets binne in my kon doen nie, want dit is eintlik ek wat moeg is vanmôre. Ja, weet, ek het al dit in my lewe besef, en ek baie keer het ek gedink, ag Here, as U net hierdie goed om my gaan verander, gaan ek beter voel, maar min beter, dat ek het eintlik 'n aanraking van die Here, binne aan my nodig, groter, as wat ek dink dat God goed om my gaan verander. Want ek het al gesien, altyd het van ander goed ten goede om jou, maar dan vat dit maar net 'n volgende ou stormpie om weer, dan sê die onderste bo. Hoekom? Want daar is 'n vyandmag wat wil jou doodmaak, wat my wil doodmaak, wat wil hê dat jy moet uitgeput raak, wat wil hê jy moet opgee, wat wil hê jy moet in slawerny kom. Maar ek wil vandag jou sê, Jesus het gekom vir meer as waarvoor jy vanmôre vra. Jesus het gekom vir meer as wat jy vanmôre voor kan bid. Jy dink dalk hy het gekom om jou los te kom, koop uit omstandighede van hierdie aarde, maar die came to conquer the one that's behind everything. Want die woord sê ons worstel stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte, die owerhede. And Jesus came to set the captives free. Hy het gekom sodat jy vanmôre vryheid kan hê. Hierdie vryheid is nie aard van vryheid nie. It's something that happens in you. There's a bondage that the devil sometimes brings in our life. En ek het nie binding in my lewe nie. Want wanneer laas het jy met vreugde gelag? Wanneer laas het jy geloof soos 'n kind van die Here? Wanneer laas het jy geloof asof jy God gewen het? Ons loop baie keer en sê, ag, hoe gaan dit met jou? Ag nee, dit gaan oral. Ag, onder omstandighede. Ag, want as my omstandighede maar net kan verander, dan sal dit net beter wees. It's not about your circumstances. You have lost something inside of you. Where is the stream of living water? Jesus came so that we can drink. En ek gesê, as jy van hierdie water drink, sal jy in ewigheid nooit weer dors nie. En ons wil hê, skep net vir my die water. Here, gee my net so 'n bietjie van daai water, ek stort in die Here sê nie, jy verstaan, jy is dors vir iets anders, groter as wat jy dink jy groot dors is. Ag, gee net vir my so 'n bietjie van daai water uit die put uit, Here. Die Here sê, as jy geweet het met wie jy praat, sou jy nie gevra het vir die water uit die put uit nie, maar dan sou jy gevra het vir die water, die strome van lewende water. Jy kom vanmôre in jou omstandighede en jy sê, Here, gee my net so 'n bietjie water uit die put uit. Here, ek is dors, ek het 'n behoefte. God sê, jy kan dit vir jou gee, maar jy gaan môre weer moet kom steel. Ek kan vir jou van hierdie water gee, maar jy gaan môre weer kom steel. Jy sien baie keer, kom ons en ons bly bid, ag Here, help my weer vandag. Môre, ag Here, kom jy help my weer vandag. Môre, ag Here, help my net deur hierdie dag. En jy is dit konstante. Ons loop soos zombies deur die lewe en ons vra net, ag Here, help my net, laat ek net deur hierdie dag kom. Jy sien nou iemand die wat so bid. Ag Here, elke dag voel soos 'n maandag. Ja, as ek net, Here, gee my net krag vir hierdie dag. Och, ek net deur hierdie week kom. Jy sê nie aan dit so bid. En ons bid, en ons loop van put tot put, en ons loop van omstandighede tot omstandighede. Ag Here, net vandag goed bid. En die Here sê, maar as jy geweet het met wie jy praat vandag. If only you knew the reason why I truly came. Hierdie mense bid en hulle het 'n gewoonte gehad waar hulle hierdie spreekwoord, hierdie Hosanna uitgeroep vir 7 dae lank. Was die Joodse hulle geloofsgebruik geweest. This was said once daily for 7 days at the Feast of Tabernacles, as they marched with palms and other branches around the altar. So vir 7 dae het hulle om die altaar geloop met toppalmtakke en alles en uitgeroep, Here help ons.
Ag Here, red ons. En hulle het gedink dat Jesus is die een wat gekom het om ons te gaan help en dit waarvoor hulle vra om die altaar. Jy moet dit vanmôre snap. Jy dink vanmôre, Here, ek het 'n antwoord nodig in my persoonlike lewe. God sê jy het 'n antwoord nodig in jou persoonlike verhouding met my. Jy verstaan nie. Jy wil hê God moet 'n relationship herstel vanmôre. But God said, there's another relationship that I want to restore first. Because if that's not restored, nothing else will ever be the same. Ek wil vanmôre op jou sê, en baie keer, dan kleer ons vir 7 dae lank om die altaar van God te Here, help my. Here, help my. Hosanna, Here, kom net vanmôre en bring dit te deur daar en ons swaar die pakke. Ja, want hy kan doen. Hy is die afgeleide Jesus wat alles doen. But you are asking for something that he doesn't want to give you. He wants to give you something more than what you are asking him for. And that is by strome van lewende water. Want hy sê, ek het gekom dat jy kan lewe hê en oorvloed van lewe. Ek wil vanmôre vir jou vra, wie van hierdie, want ek en jy wat vanmôre is, het lewe en oorvloed van lewe nog. Abundant, life abundant. Ag Here, net deur hierdie dag. Omdat ek 'n goeie dag of vandag weer raai gewees. Môre dan, ag Here, ek moet die palmpakke weer swaai vandag. Here, vandag moet ek weer om die altaar mars en sê, ag Here, help my net. Maar Jesus sê, as julle van hierdie water drink, wat ek julle sal gee, sal jy in ewigheid nooit weer dors nie. En hulle gaan aan dag 1 om die altaar. Here, help ons. Dag 2. Hy is die een wat gekom het. Hy gaan ons verlos. Dag 3. Hy is die een wat ons gaan verlos. En dag die Here 4. Here, help ons. Dag 5. Daar sterf hy. Die Here, ek het nou gedink, hy is die een wat kan kom om ons te verlos. Dag 5, daar's al my hoop daarmee in, want ek het dan gedog, hy is die ene. Dag 5, die sterf hy. Imagine net hierdie mense se teleurstelling. Van Palm Sunday af, waar hulle voor hom uitgedans het en geroep het, en kere voor hom uit, voor hulle geloof, hy is die een wat gaan kom om ons te verlos. En vir 7 dae is hulle veronderstel, en die 5de dag, dus daai hele gebruik daarmee in, because they thought it was, this is why he came, to set us free. And hulle sê, they marched with palm branches around the altar for 7 days. On the 8th day, they marched 7 times, which was the great Hosanna. So op die 8ste dag sou hulle dan dit 7 keer om die altaar gegaan. Maar in hierdie geval, they expected Jesus to save them from their enemies. But 5 days later, they were crying for his life. Keer het jy al begin palmpakke swaai, dan dink jy, die Here gaan deurkom, dan kom, en dan op die einde van die dag, dan lyk die Here, nou kom die Here nie deur. Because you are asking God for the wrong thing. It's not the things around you that needs restoration, it's things that is inside of us. When he came to set you free, he came to give your life and life abundantly. He came, hy het nie gekom sodat ek 'n lekker tyd op hierdie aarde gaan. Hy het gekom sodat ek in sy heerlikheid, in sy verlossing, in sy redding kan stap, in sy heerlikheid, en dat ek vir ander kan sê, hy red nog, prys die Here, hy red nog, hy verlos nog, hy genees nog. Ek wil vanmôre vir jou sê, en al het hulle gekleer op die 5de dag, maar ek wil vir jou sê, op daardie Vrydagoggend, toe hulle nog die palmtakke wil swaai, hy was sterf Jesus aan die kruis van Golgotha, en hulle dink, ag Here, ek verstaan nie, maar op daardie Sondagoggend, toe die aarde begin bewe, en die graf sy steen weggerol word, en hy in die graf uitstap, toe weet hulle, dat hy het opgestaan, thank you, what he really saying, en ek wil vanmôre vir jou sê,
dat die vyand hou ons besig met die verkeerde palmtakke, vir die verkeerde redes, en jy swaai jou palmtakkies. Ag Here, help my. Ag Here, help my. Hy sê, waarlik, jy sê dat jy is ryk en jy het aan niks gebrek nie, maar jy weet nie, dit is jy wat arm en naak en beklagenswaardig is nie. Sometimes we think we are okay. But it's dead inside. Kom ons wees eerlik vanmôre. Hoeveel van ons loop nog met die joy van die Here? Maar die stroom van die water, that's unmovable. Nou ons het met tye joy. Dan kom die vyand net met een breekie. Dan is weer van vooraf besig met palmtakkies. En steede daarvan om daai palmtakke voor hom weer te sê, ja, hy is die, en ek gaan nie net by die Hosannas bly. Ag Here, help my. Ek gaan omgaan. En aan die Here eer gee. Sê hy leef, hy opgestaan. Daar is 'n liedjie wat sê die graf is leeg en die doeke lê. Hy sê, wat soek julle my by die dooies? Wat soek julle my daar by God is, waarvoor ek nie gekom het nie? Wat soek jy my by dinge wat nie nou saak maak nie? Jy besef nie dat jy het eintlik nodig waarvoor ek gekom het vanmôre nie. I've come to set you free this morning so that you can have life in me, so that you can walk in me, so that you can have victory in me. Hy het nie gekom dat jy vanmôre oor die omstandighede van die vyand gehoorbrikking kom en sê, ag Here, ek sukkel met my joy nie. Ag Here, ek sukkel om 'n deurbraak te kry. Ag Here, dit van net een Jan of Piet of Koos of Sannie om jou joy te steel. Dan gaan jy weer jou palmtakkies. As niks fout om palmtakke voor hom neer te gooi nie. Want hy is die koning van die konings en hy is die Here van die leerskare. But then you need to understand that he that came to set the captives free. He that came to lay down his life. So dat hy sê op hierdie gemeente, op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Beteken lyk dit of die hel in my jou lewe los is. Beteken lyk dit Here of goed aan my van so aard is of daar nie 'n uitkoms is nie. Maar dan is ek en jy veronderstel om te sê, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal vyf vir die God van my heil, want die Here is my sterkte, hy is my krag, hy is my toevlug, hy is die God wat die dood oorwin het. Ek moet vanmôre vir jou sê, hoe lank gaan jy nog palmtakke swaai onder die altaar en jy nie die krag van die altaar besef nie, want hy sê aan 'n plek dat die vuur moet gedurig deur brand op die altaar. Ek wil vanmôre vir jou sê, hou op die palmtakke swaai en sorg dat die vuur op die altaar aan die brand gesteek is, want hy is die vuur. Ek wil vanmôre sê, we need the power of God's Holy Spirit back in our lives. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons moet ophou om uit te roep, ag Here, help my, staan in die oorwinning van Jesus Christus. Ek wonder as hulle geweet het en dan hulle geopenbaar was die regte rede hoekom hy gekom het, vir wat sou oorwin, wat sou hulle dan gesê het? Wat sou hulle dan uitgeroep het? Jy sien, want die skerry ding is, dit was 'n geloofsgebruik. Iets wat hulle maar gedoen het. Gewoon was om die palmtakke te swaai. Gewoon was om die altaar te beweeg. Tydjie raak ons so vasgevang in gewoonte goed, that we cannot even see the real reason why Jesus is here this morning. Staan dan vanmôre hier en ons die palmtakke geswaai op 'n Palmsondag. Uit gewoonte, ons van die Here loof en prys word, ons gaan hom eer. Soos wat ons dit laas Sondag gedoen het, soos wat ons in die vorige Sondag gedoen het. Ag Here, and we're so busy with routines that we don't see why he really came. Ons sien nie die volle van hoekom Jesus hier is vanmôre nie.
Vanmorgen vra kind van die Here. Ja, ons moet ons handel voor die Here. Ja, ek moet erken dat hy is die koning van die koning. Ja, ek moet erken en ek kan uit die Here help my. Niks fout daarmee nie. But if you don't understand the power of the cross, if you don't understand the power that is in the blood of Jesus, if you don't understand the power in the name of Jesus this morning, you're going to cry for things. Ag Here, gee vir my net 'n skepie water. Ag Here, gee net vir my genade, net deur hierdie dag kom. Kind van die Here, there's so much more about Him. He came so that you can have life abundantly. Ek verstaan, Jesus het gekom. O, bespoor die duiwel is al nie los. Nou, hy was nog altyd los gewees. Daar gaan 'n dag kom dat hy gedink gaan word. But He has given us authority over every work of the devil. Hoe loop ons rond asof die vyand ben? Hoe belei ek in my hoop, bespoor die hel is gelos in my huis? Hoe kom ons die hemel nie los in my huis? Hoe bespoor die hele huis al met my gaan dit palmtakkies swaai om hierdie altaar. En God nie iets sal doen met daai attitude. Ek moet môre wees 'n kind van die Here. If you understand the power of Jesus, if you understand what He's done 2000 years ago, if you can walk in victory. Ek het dit eendag vertel, weet ek weet die vyand het in my lewe op 'n Sondagoggend of voor kerkdiens om op te kom maak in ou se huis. Dit sal die hele naweek oral gaan tot Sondagoggend voor kerk. Dan is jou kinders van so aard, jy kry niks uitgerig nie tot die hond in die kant op kyk met mekaar. Alles gaan net, daar's net tension en misverstand. Seker net by die pastoor. Maar jy al gesien het, jy kan besluit om 'n movie te gaan kyk, dan gebeur daar niks. Jy besluit om kerk toe te gaan. En so 'n paar jaar terug, wees en dit is asof dit 'n routine kry. Jy weet nou al, môre sal weer kerk. Wie kom dit in? Jy weet dit. En eendag ook so voor kerk toe. Alles gaan net, daar's net tension en ongelukkigheid en misverstand en ek vervies myself vir die Bybel. En ek kom kerk en ek kom altyd bietjie voor kerk om bietjie af te sonder. Maar ek is kwaad vir die vyand. En ek gryp 'n bottel olie. En ek stap terug pastorie toe en ek sê vyand, jy verstaan nie, wie is met my nie. Weet jy wat jy hier so, ek stap in daai huis en ek begin daai huis te salf. Elke kind wat uit die kamer uitkom, sal daai kind. Elke dier wat na my kom. Jy lag, maar ek het in autoriteit gestap in daai huis en sê vyand, lank genoeg het jy al mok gemaak. Ek het autoriteit oor jou. Jesus kyk sodat jy kan hergooi. Ek kan ons vrede hê voor kerk. Ek kan ons blydskap hê voor kerk. Ek kan ons oorwinning hê voor kerk. Ek hoef nie dan nie. En ek wil vir jou sê, daai een seun van my, hy stap nog so in die kamer uit, toe so in die gang kom, toe kry hy 'n handvol olie voor die voorkom en ek begin oor hom lewe te spreek en ek begin en ek kom terug in die kerk en daar die oggend te beweeg die gees van die Here op 'n bonatuurlike wyse. Jy sien ons wil altyd maar kom jy verstaan nie. We don't have to settle for the works of the enemy. I don't have to settle for hell to be set loose in my house. You need to take authority in the name of Jesus. Jesus came to set the captive free. Ek wil vanmôre weer sê, you don't have any oor jou kinders. Wanneer laas het jy begin die gees van God oor jou kinders uitroep? So ag Here, pastoor, dit is al my kind wil nie die Here dien nie. Met daai attitude gaan die duiwel nie luister nie. Dit is tyd dat jy oor jou kind gaan begin uitroep. Ek sê in die naam van Jesus, roep ek hierdie seun, roep ek hierdie dogter van my in 'n koninkryk in. Ek kom teen elke leuen oor sy lewe. Ek
kom teen elke mag van die vyand wat hom in gevangenis stap. Here, ek roep hierdie kind van my, want daar is 'n kruis van Golgotha, wat die hel oorwin het, wat die dood oorwin het, en ek kom teen dit vanmôre. Jy sien ons op palmtakkies swaai, terwyl ons vanmôre eintlik die hande moet swaai en sê halleluja, loof die Here vir my siel en alles wat in my is. Jesus het gekom dat ons kinders kan red. Jesus het gekom. Jy moet vanmôre verstaan. 'n moeder praat eendag met my oor haar dogter, sy was so lewend saam met my bid. Hierdie meisie bid vir my. Dis so ver weg. Die Here moet bid net dat die Here iets sal doen. Sê ek wel, jy verstaan nie, God wil al iets gedoen het. Sê, want sy het aan God behoor voor sy aan jou behoor het. En God het aan ons by die naam geroep en die moederskoot het daar gevolg. Dus sy aan God behoor voor sy aan jou behoor het. Maar ek is so lief wat sê, maar God is liever vir ons as hy was. You need to understand that Jesus already came so that she can be saved. Ek nie nou God kry om aan boord te kry, so ag Here, wil U nie my kind red nie. You need to know that He wants to save them. And I need to walk in God's authority and start speaking life over my children. Ek wil nog Here asseblief nie. Nee, Here, dankie dat U my kind gaan red. Here, dankie dat ek die gees van God oor my kind sal kan uitroep. Lord, Here, laat my kind face to face met die gees van God se krag en hy in haar lewe sal kom. Lord, I speak life over my children. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons bid hierdie arme ek, ou gebedjies en ons swaai die palmtakke. God sê vanmôre, stand in the victory that is there. There is in Jesus Christ. Staan in die oorwinning vanmôre. Kind van God, ons het vanmôre te doen met 'n lewende God. Jy dink vanmôre, jy dink dit, maar God sê ek het gekom sodat jy kan vryheid hê, sodat jy redding kan hê, sodat jy verlossing kan hê. Here, praat vanmôre spesifiek met iemand in hierdie plek. Want vir die Here so lank gebid, die Here verander omstandighede in my huis. Verander omstandighede. Maar jy het nie agtergekom in die proses. You've lost your authority in Jesus. Something in you started getting cold. You still love Him. You still desire Him. And there's still a calling on your life. Maar ergens is jou bekertjie leeg. En jy bid die Here asseblief vir ander omstandighede. Jy sien, God werk nie van buite af binne toe nie. You think if God's going to restore your arm, then you're going to be restored automatically. God said, I want to restore you first. Weet jy, hoeveel keer ek al besef, wil ek die Here moet goed in, dat my kinders verander, en sê God, ek wil, maar ek gaan by jou begin. Dan Here, ek het nie verandering nodig nie. Jy sê, die attitude klas, jy het verandering nodig. Because you don't want to humble yourself before me. Sê, Here, deursoek my eers. Begin by my. Baie keer ons maar sê, Here, verander my vrou. Here, verander net my man. Sê, Here, ok, maar gaan by jou begin. Ja, maar ek is mos iemand daar, is altyd fout met my, dis hulle wat nie die Here wil dien nie. Maar my daai attitude gaan God hulle nie kan hulle raak nie. Because you've become so self-righteous. Ek is altyd reg, as jy fout met my. Ek is op my pad hier rond hier. Here moet jou help dat jy jou knieë vir God sal buig en jou laat nie. Want as God maar 'n oomblik sy hand van jou afval, dan sy in dieselfde posisie waar jou man of jou vrou is. It's grace. En as ek wil hê God moet by iemand anders te begin in my lewe, die man nie nooit staan with me. Begin by my vanmôre. Verander my vanmôre. Ek weet nie hoekom ek vanmôre, ek ervaar dat die Here wil iemand se huwelik herstel. Maar die Here wil hê jy moet jou gebed verander oor jou huwelik. En ek wil hierdie, ek is amper klaar. Ek luister na 'n verhaaltjie, ek weet nou nie of dit die waarheid is en of dit 'n moderne gelykenis is nie. Van 'n jong seun of 'n jong man wat getroud is.
En hy het moeg vir sy vrou. Nou gaan hy na sy pa toe en hy sê, pa, help my. Ek wil nie skei nie, want ek het te veel goed en dan sit nou hofsaake en weet so. Help my om ontslae te raak van hierdie vrou. Dit laat dan nou net iets gebeur dat sy stilletjies heen gaan. En sy pa sê, is jy seker wat jy wil hê? Hy sê, ja. Sy pa sê, wag net gou my seun in hy kamer en hy kom terug met so sakkie wit poeier. En hy sê vir sy seun, vat nou hierdie poeier, elke dag vat jy 'n teelepeltjie van hierdie poeier, meng dit oor haar kos. Maar jy moet goed meng dat sy nie dit kan proe nie. Hy sê, maar nou, hier is die geheim. Jy sal haar moet op die hande dra met die tyd. Want as jy haar lelik behandel en iets gebeur met haar, gaan die mense daar buite sê, ja, hier is iets. So jy gaan van moet blomme koop. Jy gaan van moet sê, sy is mooi. Jy gaan haar moet bederf in hierdie tyd. So jy gaan, moenie laat iemand kan agterkom, jy hou nie van haar nie. So jy gaan het maak of, hy sê, nou weet ek kan dit doen, ek kan dit doen. En so begin hy die lepeltjie elke dag na kos en meng, en hy vertel net van hoe mooi sy is. Hy vertel net van hoe spesiaal sy is. Hy koop vir haar chocolates, dan koop hy vir haar blomme, en hy vat haar uit vir ete. En so 'n maand en 'n half gaan verby en hy kom na sy pa, hy sê, pa, jy lief my help. Hy sê, wat sê met, en hy sê, hierdie vrou vir my het so verander. Sy daai vrou op wie ek verlief geraak het in die begin, jy moet my help, ek kan nie laat sy nou doodgaan nie, is daar nie 'n teenmiddel vir die poeier nie. Hy sê, my kind, daai poeier is niks anders as baba poeier gewees. Maar ek het geweet as ek vir jou sê verander, sou jy nie wou verander nie. En hierdie man verander en hy begin sy vrou anders te behandel. Hy begin al weer optel. Sê, man, woorde kan mense verander. Woorde kan mense breek, woorde kan mense kan maak. En net deurdat hy sy optrede verander. In die begin was dit angstig, maar hoe meer hy dit gedoen het, hoe meer het hy verandering gesien. Tot op 'n plek waar hy so verlief weer raak op haar. Het sy verander, ja, sy het ook verander, maar weet eers gaan verander. Sy optrede het verander. As jy nou, ek het baie baie poeier, as iemand So wat ek vanmôre wil sê is, sometimes we want the other person to change. Partykeer sit jy vas met iemand by die werk wat vir jou hel gee. Ja, Here, verander net dit. God sê, I want you to be light, I want you to be salt. As die sout dan laf geword het, hoe kan ek daarmee werk? Ek wil vanmôre vir jou vra, kind van die Here. As ons die Gees van God gaan begin toelaat, om in jou eerste te begin werk. En dit is moeilik, baie keer wanneer ek een ding voel, maar ek ander ding moet doen. Maar as dit nie maar hoe ons deur die Gees van God die werke van die Gees doormaak. En nie deur my emosies gelei word, maar deur die Gees van God gelei word. Die Here praat vanmôre met my en jou. Hoe lang gaan jy tevrede wees met mensgemaakte waterbakke? Hoe lang gaan jy tevrede wees met 'n mensgemaakte waterbak wat geen water kan hou nie? Hoe lang gaan jy tevrede wees met 'n gebedslewe wat kragteloos is? Here sê ek wil waterbakke omgooi, sodat jy kan terugkeer na my. Van die lewende water is. Dis nie jou waterbak en jou reënbak wat vanmôre die verskil gaan maak nie. It's not by power, not by might, but by my spirit, says the Lord this morning.
And if my people will humble themselves, and they will return to me, and they will come and drink from the fountain of living water once again, I will bring restoration in their lives. Hoe lang gaan julle staan maak op mensgemaakte planne en pogings? Ek het gekom dat jy kan lewe en 'n oorvloed van lewe. Hoe lang gaan julle plaasvervangers soek vir my gees in jou lewe? Maar as jy gaan terugkeer, sal ek jou red. As jy gaan terugkeer, sal ek herstel bring. Want ek het gekom, sê die Here, sodat jy gered kan word. Ek het gekom, sodat jy herstel kan word. Sê maar eerder, die knie by die altaar wil buig, as wat jy die palmtakke voor die altaar sal swaai. Sê maar net jou knie wil buig voor die altaar van die Here. Die woord van die Here vanmôre gebring, soos wat hy op my hart gelê. Hoeveel vanmôre vrou lank gaan jy tevrede wees om sonder die krag van God voor te gaan? Hoe lank gaan jy tevrede wees om van Sondag tot Sondag en van Woensdag tot Woensdag te lewe? Staan op jou voete, staan op jou. Vrienden vanmôre, die Here kom vra, Here, as daar reënbakke in my lewe is, wil ek dit nie vanmôre kom omgooi. Gee weer vir my 'n honger en 'n dors na U, Here. Lama shakati esitara mashakati yada. Dis van die Here se hierdie plek. Die Gees van die Here is in hierdie plek vanmôre. Isandara mashakati yada. Kom ons wag op die Heilige Gees. Kom ons wag op die Heilige Gees. Wil jy nie nou kom drink van die strome van lewende water? Ja, maar jy vermoe, dit is vermoe, sê Here, geef vir my van hierdie water, sodat ek ook nie weer sal dorsloop. Geef vir my vanmôre, Here, ek drink vanmôre. He's in this place. You need to drink. You need to drink this morning. Sê Here, ek is moeg om van waterput tot waterput te loop. Lord, let me drink from this rivers of living water. Here is besig om vanmôre herstel te bring vir hulle wat regtig honger het. Ek kan jou nie maak drink nie. Ek kan jou nie vanmôre. You need to open yourself up, say, Lord, here I am.
Here I am, here I am. Kesetiandere basuturu kushatiyasse kalavabandari. Katiyandara basitiriyasse tendele basitiyan. Lagar dig upp i Syraka för i Stockholm. Prestiger, 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 prestiger. Prestiger.